Halfnuus vanaand, die DA hoop om nuwe bloed in Ramaphosa se kabinet te bring met versoek aan president vir veranderinge in sy uitnodiging na die afvaardiging liewer na die RNE. Hoewel algehele inflasiekoers in Mei maand styg, neem voedselinflasie met 1% af. En die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan sal vanaand alles in die stryd moet werk teen Pakistan in die T20 Wêreldbeker toernooi. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die DA het sy voorgestelde kabinetsveranderinge in die regering vir nasionale eenheid na president Cyril Ramaphosa gestuur. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê die voorstelle is gemaak na hersiening van sy lede se bydrae en prestasie in die RNE. Hiervolgens rol die minister van Landbou, John Steenhuisen, se kop. Hy word vervang met die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp. Steenhuisen moet nou tevrede wees met die pos van adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Hy sal Alexandra Abrams in die amp vervang. Steenhuisen is in Julie 2024 as minister van Landbou aangestel. Sy termyn is gekenmerk deur omstredenheid in die hantering van die back-and-closure krisis. Landbouorganisasies het hom ook hof toe gesleep oor die toegang tot entstowwe teen back-and-closure. So while we're busy rolling out the national fully funded vaccination program, we know that our commercial partners need the flexibility to protect their livestock right now. Oukamp, wat die DA se nuwe keuse vir landbou is in November as die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake aangestel. Hill-Lewis sê die skuiwe volg na evaluering van DA-lede se prestasies in die RNE. The DA does not believe that positions are entitlement. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy, creating jobs, fighting corruption, and delivering the DA difference to all South Africans. Die Wes-Kaapse ALR vir onderwys, David Meinier, word vir Oukamp se portefeulje aanbeveel. Hy was 'n parlementslid van 2009 tot 2019 waar tydens hy 'n mosie teen staatskaping ter tafel gelê het. Now we have to stand up against state capture because it undermines the rule of law. We have to stand up against state capture because it undermines public trust in independent institutions. We have to stand up against state capture because it undermines the legitimacy of democracy itself in South Africa. Die presidentsie het bevestig dat president Cyril Ramaphosa die DA se versoek ontvang het en dat die president binnekort 'n aankondiging hieroor sal maak. Vir meer oor die moontlike kabinetskuiwe praat ons nou met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Dankie vir jou tyd vanaand, Roland. Hier is natuurlik alles aanbevelings aan die president. Kan ons dan aanneem dat die president Ramaphosa net die kom ek kyk gou hierso. Kan ons aanneem dat hy die ribbelstempel hierop gaan plaas? Ja, ek dink so met redelike sekerheid. Dit is die president se prerogatief om mense in die kabinet aan te stel, om adjunkministers aan te stel, maar binne die konteks van die regering van nasionale eenheid geskied dit in oorleg met partyleiers. En in hierdie geval sal dit met Gordon Hill-Lewis wees met wie hy moet praat. Indien die president dit nie doen nie, kan hy waarskynlik baie spanning skep, baie probleme skep, want dit kan waarskynlik die DA lei om sy posisie te heroorweeg en te kyk hoe hulle dit verder kan hanteer. So dit sou baie vreemd wees indien die president nie hierdie skuiwe goedkeur nie. Jou reaksie dat Steenhuisen as sy amp as die minister van Landbou kwyt is en eintlik as en ware afgewentel word na 'n adjunkminister? Ek dink die probleem wat die DA mee sit en waarskynlik wat minister Steenhuisen mee gesit het, is dat hy het baie kontroversieel geraak, sy portefeulje het kontroversieel geraak en dis 'n kombinasie van die druk van die emosies rondom die amper veral rondom back-and-closure, maar dan ook die probleme wat binne die departement van landbou op 'n nasionale vlak bestaan en dan saam met dit die probleme wat by meeste provinsies bestaan wat nie meer die vermoë het om effektief en vinnig te kan reageer nie. Dit skep probleme met koördinering. So die minister het in omstredenheid verval. Ek dink hy het tot 'n groot mate is hy ook vasgevang binne die bureaukratiese konteks van sy departement.
En daai uitdagings gaan natuurlik nie verdwyn met die verandering van die minister nie. Die nuwe minister wat inkom gaan met dieselfde uitdagings te doen hê, maar hopelik dit anders kan hanteer en waarskynlik ook so 'n bietjie ander ondersteuning kry, beide vanuit sy party, maar ook hopelik vanuit die kant van die president se kantoor. Nou daardie nuwe minister is baie moontlik, bes moontlik Willie Oukamp wat aangestel gaan word. Is dit vir jou, Roland, 'n strategiese skuif en wat moet dit beredder? Ek dink dis 'n strategiese skuif, dis 'n slim skuif. Hy is waarskynlik die logiese persoon. Ek dink tussen hom en Dr. Ivan Meyer is hulle waarskynlik die twee kundiges binne die DA as dit kom op hierdie vlak van bestuur van landbou sake. Beide is goed bekend met landbou. Ek dink minister Oukamp is waarskynlik iemand wat self in die landbouomgewing bekend is, wat self in die landbouomgewing werk. So hy ken die portefeulje en die buitelyne van wat hier gebeur. Hy het homself in 'n kort tyd bewys as iemand wat kan doen, maar wat ook skakel en 'n oop beleid het en interaksie met rolspelers het. En ek dink dit is baie belangrik in hierdie ampt dat hy dit voortsit. Soos ek sê, dis groot uitdagings. Hy gaan onder baie meer druk in hierdie ampt inkom, want hierdie krisis is besig om net te hardloop in die landbougemeenskap en dit skep natuurlik baie spanning en dit het baie van die vertroue wat daar moet wees, het dit tot niet gemaak. En hy het die taak om hierdie vertroue te heropbou en die bestuur van hierdie krisis effektief te gaan doen. Daar's ook heelwat skuiwe onder adjunkministers. Wat is die doel daarmee? Ek dink daar's tweeledige doelwit. Die een is meer effektief as DA te funksioneer en soos wat Jordan Loos aangedui het, dat die party sy stempel moet afdruk in beleid, daar moet meer erkenning wees aan die posisies van die DA, maar ook in terme van kundige mense inbring wat bietjie druk kan plaas. Ons weet dat twee van die belangrike skuiwe, water en departement en die ander een hoër onderwys, is beide departemente wat onder baie druk is, waar baie probleme is, en sterk adjunkministers kan waarskynlik 'n baie belangrike rol speel om dinge so 'n bietjie te verander in hierdie konteks. Natuurlik dieselfde met Steenhuisen se skuif na die portefeulje in terme van sy ervaring as onderhandelaar, dit wat hy reeds reg gekry het by die landbouministerie in terme van skep van nuwe markte. So dis nie net 'n kwessie van skuif hom uit nie, dis ook 'n kwessie van gebruik sy ervaring en sy kundigheid op 'n plek waar dit net so broodnodig is. Baie dankie vir jou insigte vanaand. Dit was Roland Henwood, politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria. Bly by ons, net hierna nog nuus in Afrikaans. Welkom terug by ons bulletin. Dis tyd vir die SAIK se verkiesingswoensdae veldtog in samewerking met die verkiesingskommissie. Die fokus val op die jeugstem en waarom dit belangrik is vir jong mense om hul kruisies te trek in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die OFK se versuur ferm op die jeugse stem vanjaar en moedig hulle aan om aan die verkiesing deel te neem om 'n verskil in hulle gemeenskappe te sien. En ons praat nou met die verkiesingskommissie se provinsiale verkiesingsbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendriks. Michael, baie welkom by ons bulletin vanaand. Gister was jeugdag. Hierdie is Junie maand, is natuurlik jeugmaand. Waarom is die jeugstem in die komende verkiesing so belangrik? Baie dankie, Lizaan. Ek dink, jy weet, soos enige ander ouderdomsgroep is die jeug baie belangrik. Hulle opinie tel. Jy weet, die jeug bring 'n dinamika en 'n passie tot ons gemeenskap, wat baie keer lei tot die moeilike vrae wat gevra moet word. So die jeug se opinie is baie belangrik, maar dit is nie net genoeg dat ons jong mense net op sosiale media kommentaar gee of onder 'n vriendekring nie. As jy nou werklik 'n verskil wil maak, dan moet jy daardie opinie vat en in die stembus indruk. Hoe kan jong mense betrokke raak by die verkiesingsbedrywighede in hulle gemeenskappe en waar hulle beweeg? Kyk, daar's verskillende maniere. Daar's baie jeugorganisasies wat hulle kan betrokke raak, ewen met politieke partye. Jy weet, raak betrokke by die party waar jy aanklank kry. Jy weet, wees betrokke met navorsing. Kyk na, jy weet, vra ontbloot wat is die party se manifestos. Moenie net agter lampaal posters gaan nie, maar vra wat gaan hulle regtig doen? Wat is die track record? So jong mense het die vermoë om daai navorsing te doen.
meer direk kan jong mense ook staan as kandidate. Wie sê hulle kan nie kandidate wees nie? In die 21 plaaslike regeringsverkiesings was in hierdie provinsie om en by 904 kandidate 30 jaar of jonger gewees. So dit beteken nie net jy moet 'n kiezer wees. Jy kan 'n kandidaat is en as jy suksesvol is, dan kan jy binne in die raad gaan en dan die verskil maak binne in die raad. So daar's baie maniere wat jy kan betrokke raak. Natuurlik kan hulle ook aansoek doen om te werk by die OVK as 'n verkiesingsbeampte by ons stemlokale. Hulle kan dit op ons webwerf gaan www.elections.org.za en dan aansoek doen om te werk vir ons. Natuurlik moet jy geregistreer is om te werk by die OVK. Jy praat so van registrasie, die komende naweek is natuurlik 'n kiesersregistrasie naweek. Wat doen julle om jong mense aan te moedig om te registreer? Kyk, as jy kyk na ons reklameveld tog, dit is baie geëim op ons jong mense. En natuurlik het die OVK nie net gewag vir hierdie periode van die verkiesing nie. Elke jaar gaan ons op ons kampusse, dis nou wel die universiteits en die TVET colleges, waar ons onderrig gee aan jong mense in terme van wat is julle pligte, wat is julle regte en om hulle te registreer. Ons het ook wat ons noem 'n Schools Democracy Program wat van April tot September elke jaar plaasvind, waar ons ook in die klaskamers ingaan om met ons jong mense te praat en vernam daardie jong mense op skool wat al 16 jaar oud is en 'n ID het, registreer en sommer vir hulle ook, so dis 'n aanhoude reklame en 'n ander veldtog wat ons met jong mense doen. Michael, veiligheid van kiesers voor en op stemdag bly 'n teerpunt, veral in gebiede waar daar bennegeweld en misdaad is. Hoe verseker julle kiesers se veiligheid by daardie stemlokale? Kyk, dis baie belangrik. Kyk, want ons glo dat die OVK nie in 'n vacuum operate nie. Ja. Sowel as die kiesers, sowel as ons eie mense. Kyk, baie van ons persone wat in die stemlokale werk is gewone burgers wat vir ons werk net vir 3-4 dae. So veiligheid is baie belangrik en in baie van ons gemeenskappe is dit so dat jy weet die geweld is 'n daglikse gebeurtenis en dit is tragies dat dit nou so is. So die OVK werk baie nou saam met die Prof Joints, dit is nou onder leiding van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, sowel as 'n plaaslike regs law enforcement, Ja. om seker te maak dat jy weet ons hulle identifiseer eers die risiko areas en dan het hulle operasionele planne. Byvoorbeeld verlede week het ons in hierdie provinsie ook 'n werkswinkel saam met Suid-Afrikaanse polisie, saam met plaaslike regs law enforcement en CPF's, né? Dit is jou gemeenskapspolisieeringsforums gehou, want baie van hierdie CPF persone is op die grond, hulle is volunteers, hulle verstaan wat gaan in hulle gebiede aan, hulle ken die mense, hulle ken die straat en so en so. Dis deel van ons manier om net seker te maak ons is bewus wat gaan aan in die grond op die grond en hoe kan ons dan reageer om seker te maak dat ons kiesers en ons amptenare wat by ons stemlokale werk veilig is. Baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was die OVK se kiesbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendriks. En ons gaan voort met ons bulletin. Die aansoek om voorlopige likwidasie van die suikerreus Tongaat Hulett is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek. Dit volg nadat 'n voorlopige ooreenkoms bereik is tussen die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, oftewel die NOK en die Vision Consortium. Besonderhede oor die voorlopige ooreenkoms sluit in dat die NOK se noodfinansiering van 2,5 miljard rand in aandele omgeskakel word sodra 'n finale ooreenkoms bereik is. Die Vision Consortium sal Tongaat Hulett se skuld aan krediteure diens. Tongaat Hulett, wat sedert Oktober 2022 in sakeredding is, verwerk sowat 60% van die land se suikerriet by sy meulens in KwaZulu-Natal. Die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het die voorlopige ooreenkoms verwelkom. Lewensonkoste in Suid-Afrika het verder gestyg in Mei met 'n 0,5% toename in die verbruikersprys inflasiekoers met 'n 4,5%. Die inflasiekoers was in Mei maand die hoogste sedert Julie 2024 en word onder meer toegeskryf aan duurder vervoer, behuising en nutsuitgawes. 'n Afname in voedselinflasie van 2,9% in April na 1,9% in Mei was egter 'n ligpunt vir huishoudings.
Die laer voedselinflasie spruit uit goedkoper groente en vrugte, asook brood, rys en meel. Hoër vleisprysinflasie as gevolg van Black & Clow seer het ook effens teruggesak na 7,3%. 'n Petrolprystoename van 14,3% op 'n maandgrondslag in Mei en 15,4% duurder diesel was die grootste dryfveer vir hoër inflasie. Ekonome waarsku dat die toename se invloed ook in Junie se syfers te sien sal wees. May CPI inflation jumped to 4.5% from 4%, with ongoing inflationary effects from the second month of diesel and price hikes on the oil price drop of the Middle East. Remember, this inflation is for the month of May, and that's when we saw another tranche of large fuel price hikes. Indeed, as we actually have a look at the inflation figures going forwards, there's yet another petrol price increase to come through in June of R1.43 per litre, which will push CPI inflation nearer to 5%. Suid-Afrika se kerninflasie, wat nie duurder voedsel, brandstof en energie in ag neem nie, toon ook 'n toename van 0,2% tot 3,8%. Hoewel die inflasiekoers in Mei nie 4,7% gehaal het, so sommige kenners verwag het nie, is dit nou 1,5% hoër as die Reserwebank se amptelike teiken. Dit sal 'n invloed hê wanneer die monetêre beleidskomitee rentekoerse oorweeg. En kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons sportsegment en die weer volg net hierna. Bly by ons. Dis reg of weg vir Suid-Afrika se nasionale vroue kriketspan na vanaand se T20 Wêreldbeker teen Pakistan op Edgbaston in Engeland. Die Proteas het vasgeval in hulle eerste kragmeting teen Australië en moet Pakistan klop om in aanmerking te bly vir die halfeindronde. Die wedstryd in Birmingham begin 7:30. Australië het Suid-Afrika die afgelope naweek op Old Trafford in Manchester met 65 lopies afgeransel. Die Proteas is ook terdee bewus daarvan dat 'n groepwedstryd teen Indië nog voorlê. That game just brought us back. For me, it's never a loss, it's always a lesson. That's how I deal with every situation, and Coach reiterates in us focusing on just that. What were the lessons we took? And now the Australian game is behind us. Now we've got another opposition, which is Pakistan, who are also just as dangerous. Suid-Afrika is tans laaste in groep 1 met die laagste netto lopietempo. Die Protea Kolwers het tekort geskiet en die span is uitgeboonder vir 'n skamele 107 lopies. For us now, it's to literally just get that first W. We usually say runs on the board, so I'm going to say points on the board is really crucial at this point for us. And I think, yes, the net run rate is quite high for us now at the moment, but I think if we just focus and not really worry about it, and just focus on this game, I think this is the most important game that we're going to play in this World Cup. Pakistan sal soortgelyke motivering hê as Suid-Afrika na 'n oortuigende 64 lopie nederlaag teen Indië in sy eerste kragmeting. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n sterk span saamgestel vir Saterdag se kragmeting teen die Barbarians in Gqeberha. Die kragmeting word gesien as 'n vriendskaplike opwarmingswedstryd voordat die Bokke se internasionale seisoen afskop. Die jaarlikse Nasieskampioenskap begin op 4 Julie. Die Springbokke se eerste kragmeting is teen Engeland. Vir Saterdag se wedstryd is die veelsidige Andre Esterhuizen ingesluit. En Esterhuizen sal saam met Jessie Kriel op die middelveld as senter uitdraf. If you want to play at the highest level, you need to train at the highest level. So before we had our lineman camps and everyone knew what the targets were and what the requirements is to come into the squad and to perform here at fitness levels. And yeah, I think the guys who hasn't played, the guys who has played, I think most of us are on the same level and the fitness levels are good. And everyone has been working hard the last 2 weeks, like we've said, but that's what's required.
Bafana gaan vanaand 'n verpligte FIFA media-konferensie hou voor sy wedstryd teen Tsjechië in Atlanta. Om 11 uur vanaand Suid-Afrikaanse tyd gaan die nasionale span ook 'n oefensessie moet inpas. Bafana het laat gisteraand vanaf Mexico in Atlanta in die VSA aangekom, maar het min tyd om by sy nuwe omgewing aan te pas. Beide Suid-Afrika en Tsjechië het hulle openingswedstryde in groep A verloor. Die temperature in Atlanta verskil aansienlik as die vorige kragmetings in Mexico met koue, grys en reënige weer wat voorspel word. Dit sal dalk daartoe lei dat die wedstryd onder 'n geslote dak sal moet plaasvind. Die wedstryd teen Tsjechië begin môre aand om 6 uur Suid-Afrikaanse tyd. En dis al aan van ons kant vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Ons is môre aand weer terug met nog Afrikaanse nuus in Afrikaans. Ons sien jou dan. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vandag bewolkte toestande in die noordelike dele en dan ook die sentrale gedeeltes van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in dele van Mpumalanga en dan in KwaZulu-Natal. Vir môre steeds bewolkte toestande oor groot dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën. Dit strek al die pad van Limpopo af tot en met die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng, mooi weer en sonnig. Johannesburg 'n minimum van 7 en dan Vereniging 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 17. In Limpopo, wat ons volgende provinsie is, koel tot sonnig. Polokwane 7-19, Mokopane 'n maksimum van 21 en dan Burgersfort 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 20. Mpumalanga, Skukuza 13-25, Ermelo 'n minimum van 6 en dan Imalahleni het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 17. KwaZulu-Natal, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 'n maksimum van 23 en dan Durban 17-24 in die Oos-Kaap. Mkanda 9-18 en dan sien ons Mthatha het 'n minimum van 9. Wes-Kaap koel tot sonnig. Klein Willem 11-25, Mossel Bay en George Albay 'n maksimum van 17 in die Noord-Kaap. Appington 9-23, Calvinia maksimum van 22 en Sutherland 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 18. Vrystaat koel tot sonnig. Bloemfontein maksimum van 19, Ficksburg 3-16 en dan Frankfurt en Bethlehem albei 'n maksimum van 16. Ten slotte Noordwes, Schweizer-Reneke en Bloemhof het dan albei 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 20. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.